Goeiedag en welkom by hierdie week se Woensdag Woord waar ons hier in die middel van die week bietjie kan stil staan by die woord van die Here, mekaar kan bemoedig en sommer net kan onthou waaroor die lewe werklik gaan. Nou, as jy ons kerk se sosiale media gevolg het in hierdie week, vir hierdie afgelope week, sou jy gehoor het en sou jy weet dat daar 'n koorfees was by ons gemeente die afgelope week. Daar was oor die 40 kore gewees van laasweek maandag tot Vrydag aand. Elke aand was daar kore gewees. Laerskoolkore, hoërskoolkore, gemeenskapskore. So daar was kleinkindertjies tot ou mense op die verhoog gewees en dit was sommer net 'n pragtige celebration gewees van musiek en van menswees. Dit het my herinner aan Psalm 96 waar daar staan: sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here almal op aarde, sing tot eer van die Here, prys sy naam, verkondig elke dag sy reddingsdade. Nou, ons weet dat die Here is lief vir musiek. Hy beveel sy kinders om te sing, om hom te loof en te prys. En 'n groot deel van die Bybel sien ons ook dat daar musiek is. So, om te sing is belangrik vir God. En weet jy, terwyl ons hierdie week besig was met die koorfees, ek was meer agter die skerms betrokke en dit was my so mooi net om te sien die verskillende tipes mense wat in al hierdie kore was. Nou, as jy musiek ken, as jy 'n koor ken, sal jy weet daar's verskillende stemgroepe, daar's jou laer note, mense wat bas sing, dan's daar jou tenore, daar's alte, daar's soprane. En wat my nogals opgeval het van hierdie kore was, ja, dat daar verskillende mense is. Daar was mans en vrouens, seentjies, dogtertjies, mense van verskillende rasse en kulture. Maar dit is so mooi want almal het saamgekom om hierdie een lied te sing. En dit het my so herinner aan die kerk en hoekom God sy kerk gegee het en hoekom die kerk vir God belangrik is. Nou as ek hier praat van kerk, praat ek nie net van NG Weltevrede nie. Natuurlik is ons ingesluit in hierdie kerk, maar ek praat hier van God se kerk wat reg oor die wêreld gaan. Wat gaan oor denominasies, oor kultuur of taal, maar die kerk is die mense waarvoor Jesus sy lewe afgelê het. Dis sy bruid. En hoor bietjie wat staan hierso in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 20. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is. Ons is almal van een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. En dan gaan Paulus aan en hy praat van die voet en hy praat van die oor en hy praat van die oog en net hoe elke deel van die liggaam belangrik is. Nou, wat ek gesien het in hierdie koorfees by ons die afgelope week was dat, soos ek reeds gesê, daar verskillende mense is en hulle het almal anders te gelyk. Ek kon sien party, veral van die kleiner kindertjies, party van daardie kindertjies was so gespanne geweest om op daardie verhoog te wees. En ek is seker as hulle alleen moes sing, sou daar nie meer as 'n piep uit hulle mond uitgekom het nie. Maar omdat hulle deel was van hierdie groter koor, daarom kon hulle mooi sing en kon hulle lied bydra. Daar was ook mense wat vol selfvertroue was en wat geglimlag het en beweeg het en wat hulle ding so ook gedoen het. En ook vir hulle is die koor belangrik, want dit gee vir hulle 'n plek waar hierdie joy wat hulle het, hierdie liefde vir musiek, waar dit uitdrukking kan vind. Ek dink dit is die kerk wat Jesus vir ons gegee het en waarvoor hy sy lewe gegee het en wat hy ons uitnooi om van deel te wees. Hy sê vir ons, bring jou gawe, bring jou gebrokenheid, want ek seker almal wat in die koor gesing het hierdie afgelope week, was ook nie noodwendig altyd so heeltyd op die noot nie. Maar Jesus sê vir ons, bring jou valsnote, bring jou probleme, bring jou talente, bring dit wat jy het en neem deel aan hierdie massakoor. Aan die einde van elke aand van hierdie koorfees van ons was daar 'n massakoor waar al die kore wat daardie aand gesing het, saamgekom het. Die verhoog was propvol geweest en hulle het almal saam 'n lied gesing en dit was so mooi geweest. En omtrent elke aand wat gebeur het, is wanneer die massakoor hierdie lied gesing het, het die gehoor saam geklap, het die gehoor saam gesing, saam geglimlag. Want dis die effek daarvan wanneer ons vreugde deel. Die Here roep ons om deel te wees van sy koor, van sy kerk. Hy sê, kom neem deel. Bring die bietjie of die baie wat jy het en kom neem deel. Bring jou talente, bring jou menswees, bring wie jy is en kom neem deel
aan die kerk. Want juis in hierdie massakoor van die kerk word ons gevorm en word ons geleer hoe om op noot te sing, hoe om op God se noot te sing. En daarom roep hy ons en sê hy vir ons, kom sing saam. So dit is my uitnodiging aan jou. Dis die uitnodiging van Jesus om saam te kom sing aan die lied van die lewe. Mag ons lewe 'n lied en 'n offer vir die Here wees. Kom ons bid saam. Jesus, dankie vir u liefde, Here, vir u genade. En dankie vir kuns, vir musiek, Here, wat ons herinner daaraan dat u goed is. Here, ek bid sal u ons help om deel te neem aan u kerk. Here, help ons om deel te raak van hierdie lied. Here, dankie dat u elkeen van ons geseën het met unieke gawes. Here, met unieke persoonlikhede. Here, met 'n unieke menswees. Here, help ons om dit te bring en om deel te neem. Here, vorm ons ook in die areas van ons lewe, Here, waar ons op ons eie sing, Here, waar ons vals sing. Here, help ons om saam met u te sing. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.